The spirit of the time is war, civil war, destruction, anarchy, chaos. Look at Nepal, look at Indonesia, look at France. In order to effect radical change in governance, they had to go to war for that shit. That's the same point that is going to be reached in South Africa. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Kykers en luisteraars, u het nou gekyk na 'n uittreksel, 'n snit van 'n plasing op sosiale media waar die persoon, ek wil eintlik sê baie akkurate woordbeskrywing. Ek ken nie die persoon nie, dis dalk maar net 'n gewone persoon. Hoe dit ook al sy, die getal kykers het ek gesien was op daai stadium so, of op die stadium so oor die 12.000. So baie keer kry jy iemand, jy kan dit op straat kry, 'n bedelaar kan by jou kom en hy kan vir jou iets sê. En daai iets wat hy sê, weet jy, is die waarheid. Jy weet amper daar's meer agter wat hy sê. En ons weet dis een van die werkings van die Heilige Gees om so te kommunikeer met ons en ons te lei deur ons lewens. En toe ek hierdie video kyk, want daar's redelik van hulle wat nou die sosiale media begin, waar almal nou voorspel en sê, of kom ons sê baie begin voorspel en sê op sosiale media, maar dis hoe 'n narratief geskep word. En dis hoe hy momentum kry. En dis hoe hy gedryf word. En baie is nou in die rigting van, sien julle wat het in Nijpel gebeur? Sien julle wat het daar gebeur? En ons sal vir julle video speel terwyl ek nou van Nijpel praat. Maar u sien hoe dit daar gebrand, u sien hoe brand dit in Nijpel, hoe het die jeug en die rebelle, noem het rebelle, die opstand, letterlik op 'n vernietigingstog gegaan. En hoewel ons al van hierdie eienskappe van vernietiging in die land reeds sien, is dit nog klein en is dit nog geïsoleer. Die grootste wat ons gesien het die afgelope tyd, weet ons almal, was Natal. Ons weet ook dat ons het 1,6 tweede grootste een was daardie in Delareyville, Sannieshof, Lichtenburg, daarna Mafeking se kant toe. As baie meer oor dit te sê in terme van strategies, maar dit nou daar gelaat. En dan kan ons onthou ook die pakhuise wat gebrand was op 'n stadium daar in die Wes-Kaap en alles daarmee saam. So ons sien dit al hier, maar in die kleine, geïsoleer. En soos hierdie persoon sê, en hierdie was een van die video's wat ek gekyk het en geluister het, eintlik wou ek aanvanklik nie eers nie, maar ek dog toe, die woorde wat hy heel in die begin sê, maak sin, kom ek kyk dit verder. En ek dink is 'n baie goeie opsomming en 'n beskrywing van waar Suid-Afrika nou staan. Uit sy mond uit, wie ook al hy is, 'n baie akkurate beskrywing, dat enige klein insident kan nou 'n situasie skep. Enige klein insident kan nou 'n groot revolusie, oorlog, geweld, anargie van stapel stuur. Dit is nou baie moontlik, ek dink ons almal, dis wie ons bel vir logika, ons kan die opstande sien, terwyl ek so praat, speel ons maar net weer vir u nuus van elke week, soos wat dit eskaleer en soos wat dit uitslaan, ek wil amper sê soos pokke, oral slaan dit nou uit. Nou ja, wanneer is daardie dag wat dit gealfaniseer word? En wat vir my interessant was, die woorde wat hy ook gebruik het, is 'n leaderless revolution, 'n leierlose opstand. En dit is presies wat Malema vir ons 'n paar jaar gelede gesê het. The revolution that is coming will be a leaderless revolution. En dis natuurlik 'n onbeheerste, groot getalle, nie die Doringbos nie, nie Amerika nie, nie Engeland nie, nie die Ooste nie, niemand kan so revolusie beheer nie, hy ruk hand uit. En ek dink daarby sluit een van Rick Joyner se gesigte, al is hy nou vandag 'n new ager, hy sekerlik die gawe van profesie ontvang, want sy profesie wat hy oor Suid-Afrika, of sy visioen wat hy gesien het, hy het letterlik in het gestaan, en het gesien afspeel voor sy oë, het hy vir ons, dit wat hy beskryf het, is wat ons ook al reeds sien. So hoe toets jy 'n profesie? Aan sy uitkoms. As hy uitkom, begin uitkom, sien is akkuraat, dan kan jy tereg sê, dit was 'n profesie. Want as baie mense wat profesie of woord gee of opinies gee, ek wil dit nie 'n profesie noem, ek wil dit nie woord noem nie, projeksies doen, iets projekteer,
'n voorspelling en dit dan beskryf as 'n profesie. Dis nog nie 'n profesie nie. Laat hy maar eers uitkom, dan weet ons, dit was 'n profesie. Wat ons nou op 'n wye veld sien. En wat ons nou hier in Suid-Afrika sien, en wat hierdie persoon ook in die begin na verwys het, is dat hierdie Napel situasie is presies wat hier gaan gebeur. En ek stem 100% saam met hom. En weet jy wat is wonderlik? En ek gaan nie meer met mense redeneer oor hoekom ek sekere skrifte gebruik nie, want ons is nou op die vooraand om die vervulling daarvan te sien. So ek gaan nie meer my tyd mors nie, ek gaan nie meer my asem mors nie, ek gaan nie meer myself vroeg om mense te probeer oortuig dat Joel 2 beskryf hierdie mag van Suid-Afrika. Perfek. Hy beskryf hoe hy van waar af hy kom vanuit die noorde, wat presies die migrasie was, wat ons van die revolusionêr nou sien uit Noord-Afrika, Sentraal-Afrika uit. Dit kan u gaan Google. Dis nie moeilik om dit te sien en uit te vind of na te vors nie. Joel sê, gemigreer vanuit die noorde, bring die Vader hulle af. Hy beskryf hulle, hardloop op dakke, kruip deur vensters. Hy beskryf hulle baie akkuraat en dan ook dat hulle baie in getal is en ook dat daar geweld sal wees, maar hulle bly in gelid, met ander woorde groot getalle, massas. So presies sien ons daardie beskrywing in Joel 2. So hierdie is vir my absoluut Bybelsgerig, is vir my akkuraat. Wat my bekommer is ook, en ek gaan nou vir julle 'n video speel oor skote wat deesdae AK-47's, wat half gemaklik tydens hierdie revolusies gebruik word, geskiet word. Ek speel gou vir u net 2 sulke video's. Dit is baie. Goed, ek het nou daardie video's vir u gespeel. Nou, u kan die atmosfeer in hierdie begin voel. Maar om hierdie atmosfeer nog verder vir u uit te kring en verder te illustreer, 'n groot bekommernis vir my. En die video wat ek nou vir u gaan speel, 2 video's ook weer, is herinner my so presies aan wat Johanna Brandt gesê het oor die geweld wat in Johannesburg gaan uitbreek. Sy het gesê sy hoor, behalwe dat dit nou deur die nag sal wees en alles daarmee saam, het sy 'n bromgeluid gehoor, 'n brom, hum. Nou, ek gaan nou hierdie 2 video's vir u speel, dan kan ek my nie anders as om te, ek wil amper sê, dit hoef nie Johanna Brandt te gewees het nie, dit hoef nie 'n profesie te gewees het nie, maar as iemand vir my 100 jaar gelede, of 10 jaar gelede, of 5 jaar gelede gesê het, hulle gaan begin brom, wanneer hulle protesteer, wanneer hulle onrus pleeg, dan sou ek gesê het, ja goed, dis interessant dat jy dit sê, maar goed en wel, miskien het dit hoor in Afrika gebeur, maar wanneer jy dit hoor, dan onthou jy onmiddellik daai persoon wat dit vir jou gesê het, dan dink jy, ja, die ou is nie 'n profeet miskien nie, dit was nie 'n profesie nie, maar dit was 'n baie akkurate projeksie, baie akkuraat, wat ook al sy redes was, baie akkuraat, en hier het Johanna Brandt gepraat van 'n bromgeluid, en ek kon nie anders as toe ek hierdie bromgeluid hoor, en ek gaan nou vir u die 2 video's speel, hierdie bromgeluid hoor, dink aan haar profesie, wat praat van 'n bromgeluid, en u sal sien ook in al hierdie optogte, of in baie van hulle, is dit pangas, is dit stokke, ek het vir u 'n paar video's gelede, en in die vorige video's gesê, die klimaat, die atmosfeer is besig om te verander. Azoshiisa
Bahlangene kanjani manje? Goed luisteraars, u het nou daai 2 video's geluister. Aan die begin van die video, luister mooi, stel hom maar hard, dan hoor jy daai hum, daai brom geluid. Kykers en luisteraars, sluit aan, raak deel, eers waar u vertrou het, as u nie weet waar nie, as u twyfel, as die leuen en bedrogveldtogte wat gevoer is teen Suidlanders, wat ook al, bid daaroor. Bid en vra die Vader dan 'n antwoord. Vader, moet ek hier aansluit of nie? Want die Vader weet waar's bedrog, waar's leuns, wat is waar, wat is nie waar nie. Gaan lê hierdie saak voor hom, maar is belangrik om hierdie saak voor die Vader te lê, sodat u kan aansluit, subscribe, registreer, hou van, like, sodat hierdie boodskap, minstens hierdie waarskuwing, hierdie brandwagwaarskuwing, nog mense bereik, wat ons daardie kans moet gun. Vrouens en kinders en bejaardes. Ek wil nie eers dink aan wat in hierdie toekoms gaan afspeel nie. Ek wil nie. En as ek sê ek wil nie, dan is dit omdat ek die profeseë ken. Miskien nie almal nie, maar baie ken oor Suid-Afrika. In die Bybel, as ook die modernes, soos Siener Johanna Brandt, Rick Joyner, David Wilkerson, Roger Thiel, wat maar net almal by die Bybelse profeseë aansluit, bevestig, bekragtig. In die getuie van 2 of meer, sê die woord, staan 'n saak vas. Hier sit ons met tientalle profetiese getuies wat saamstem. Ja, kykers en luisteraars, sluit aan, raak deel as jy twyfel, bid daaroor, kry u antwoord, en daar waar die Vader vir u sê, sluit aan, asseblief sluit daaraan. U moet 'n pragtige week hê, die tyd raak min, ons praat weer. Totsiens.